Welkom by sessie 23 van module 1 van die wese van disippelskap. In hierdie sessie gaan dit oor die feit dat Jesus as model van 'n disipel vir ons wys hoe leef jy die lewe van 'n disipel as hy sê die seun doen net wat hy die Vader sien doen. Nou reg aan die begin vra ek dat jy weer jou definisie sal gee van 'n disipel. Jy sal onthou ons het dit reg in die begin van die kursus ook gevra van ons hele reis, sodat jy bietjie kan dit vergelyk en kyk of jou definisie wat jy nou het van 'n disipel verskil van hoe dit was in die begin. Jy het immers al baie geleer oor disipelskap. En ek dink jy sal dalk ook nou al 'n goeie idee hê waarom ons juist die Johannes Evangelie gebruik om by stil te staan. Want ek glo dit is die boek in die Bybel waarin Jesus self vir ons kom demonstreer het hoe lyk die lewe van 'n disipel. Deur nie net met ons daaroor te praat nie, maar dit uit te leef, dit te wys, so leef iemand in 'n verhouding van disipelskap met die Vader. En hy wys ook vir ons daar baie duidelik hoe om die Vader dop te hou, hoe om na hom te luister, hoe om sy wil te onderskei. En jy kom duidelik agter dat dit in die lewe van 'n disipel dan glad nie meer gaan oor jouself en jou eie belange, jou eie plannetjies nie, maar net oor die belange van die Vader en die wil van die Vader. Dit sien mens so duidelik in Jesus se lewe. Nou die uitspraak wat Jesus dan maak in hoofstuk 5 vers 19 tot 20, waar hy sê die seun kan niks uit sy eie doen nie. So belangrike beginsel van disipelskap, om niks uit jou eie te doen nie, maar hy doen net wat hy die Vader sien doen. Nou daai hele beginsel is iets wat in ons ingebore is. Dit is iets wat ons spontaan doen wanneer ons die wêreld inkom. Ek dink almal van julle het al klein kindertjies dopgehou, veral hier van die ouderdom van as hulle eers kan begin stap, bietjie meer as 'n jaar na 3 jaar toe. Hoe hulle vir pa en ma dophou en namaak, dikwels tot groot vermaak van die volwassenes. Dikwels ook tot groot verleentheid as hulle dan nou goed namaak wat jy eintlik sou verkies het dat jou vriende nie moet sien nie. Dis ook hoekom ons die voorblad van hierdie spesifieke module gekies het met so 'n prentjie op van 'n ouetjie wat so sy pa stap. So dit is verskriklik belangrik om te verstaan dat in ons grootwordproses, in die dat ons ouers so dopgehou het, ons het nie volmaakte ouers gehad soos wat Jesus gehad het. Ons ouers was maar vol gebreke en baie verkeerde gewoontes en dinge wat ons by hulle raak gesien het en aangeleer het, wat ons dopgehou het. En van daai goed het ons net aanvaar as waardes wat ook ons ingeword het, wat nie noodwendig altyd Bybelse waardes is nie. Daarom as ons nou die pad van disipelskap begin loop, is dit so belangrik dat ons sal leer om ons oë nou weg te draai van ons aardse vaders toe, na die hemelse Vader. Dat ons hom sal begin dophou, dat ons van hom sal leer. Dit is so sterk op sy hart om vir ons te leer. Hoe langer ek met die disipelskap besig is, besef ek net, maar dit is nie iets wat net in die Nuwe Testament begin het nie. God het die mens eintlik in 'n disipelskap verhouding geskep, reg aan die begin. In die verhouding van leermeester en leerling. En daai verhouding is mettertyd verbreek, maar Jesus het dit weer kom herstel. En dwars deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring, sien ons dat daar een belangrike ding op God se hart is. As hy sê, ek wil vir jou God wees, en jy moet vir my 'n kind wees. Nou ons sou net sowel kon sê, ek wil jou leermeester wees, en jy moet my leerling of disipel wees, want dit is wat dit eintlik beteken. Nou, ongelukkig is dit so dat baie kinders van die Here is, wat met 'n opregte hart vir my sê, weet hulle lewens is so vol, hulle kom net nie daarby uit om tyd met God te spandeer nie. Hulle is net te besig. Nou ek weet, hulle is opreg as hulle dit sê, dis nie dat hulle doelbewus vir God wil ignoreer nie. Maar ek dink nie mense besef altyd die implikasie van wat hulle sê nie. Want eintlik impliseer dit mos, as jy so sê, dat jy okay is, dat jy op jou eie goed kan regkom,
dat jy nie regtig God se inspraak in jou lewe nodig het, of selfs verwelkom nie. Dat jy eintlik dink jy kan beter sonder hom klaarkom. Dat jy dink die keuses wat jy maak op jou eie is beter as wat God vir jou sou kon leer. So jy het dit nie regtig nodig nie. Jy is alright op jou eie. Dit wat Jesus sê hier in Johannes 5, dat hy sonder sy Vader niks kan doen nie, is glad nie deel van so iemand se werklikheid nie. Hulle doen alles sonder die Vader. En hulle dink dis geregverdig, want hulle is baie besige mense. Jy sien, hulle neem hulle self en hulle eie planne so ernstig op, dat hulle nog nie werklik tot die insig gekom het, dat God hulle roep om by sy plan, sy wil betrokke te raak nie. Nou, hierdie mense sal ook dikwels hulle gewetens sis teen maar 'n dagboek te kry, jy weet, so 'n stukkie die dagboek te lees, en dan dink ek het nou my stilte tyd gehou, en dis genoeg. Maar dit is nie om die Vader dop te hou nie. Ons moet leer om hom met al ons aandag dop te hou, om agter te kom, wat is op sy hart, wat vra hy van my, wat leer hy van my. Nou hierdie selfde mense, is nie dat hulle nie disippels is nie. Kyk, almal van ons is maar disippels. Net nie altyd van Jesus of van God nie. Maar ons is disippels van baie dinge. Julle sal dit vinnig agterkom as ek dit opnoem. Daar's mense wat disippels is van rugby. Daar's mense wat disippels is van tennis of sport of ander atletiek of Formule 1 wedrenne. Daar's mense wat disippels is van koffie, alle soorte koffie, en hoe om koffie voor te berei, en hoe om die beste koffie te maak, en waar jy die beste koffie kan koop. Daar's mense wat disippels is van goeie musiek. Nou, ek dink julle kom agter waaroor dit gaan. Nou, as jy 'n disipel van rugby is, ek meen, dan hoef niemand jou aan te moedig en te sê, asseblief, maak tog hierdie naweek net 'n ou klein bietjie tyd, net om die wedstryd te kan kyk, sodat jy net weet wat aangaan nie. Ja, jy sit alle ander goed eenkant toe, en jy maak seker dat jy daai wedstryd kyk en jy geniet dit. Jy wil kan saamgesels, jy's opgewonde daaroor, jy's passievol daaroor. Dieselfde, niemand wat 'n disipel is van koffie hoef iemand te smeek en te sê, man, vind tog net bietjie meer uit oor koffie, lees meer daaroor. Nee, man, hulle lees tydskrifte daaroor, hulle lees boeke, hulle kyk YouTube video's hoe om dit te maak, hulle spog daarmee, hulle word kenners daarvan. Dit is wat disipelskap beteken. As jy 'n disipel van Jesus Christus is, gaan niemand jou hoef te soebat om tyd met hom te spandeer, om hom dop te hou, om na hom te luister nie. Maar daar's 'n liefde, 'n verhouding, wat soveel beteken, dat jy nie daarsonder wil wees of klaarkom nie. Maar jy sien, om by daai verhouding te kom, vra aanvanklik dissipline. Ongelukkig is niemand van ons sommer net van self daar nie. So as jy die belewenis het, dat God roep my om regtig sy disipel te word, dan begin dit daarby, om met jouself te dissiplineer, om te leer, om jou oë en ore op hom te hou, om tyd met hom te spandeer. En daarom lê ek so baie klem daarop, dat jy dit in jou dagboek moet inskryf, 'n afspraak moet maak, sodat jy in daardie tyd wat jy met hom spandeer, nie hoef te dink, daar's nog soveel goed om by uit te kom, en ek moet nou gou klaar kry, en ek moet nou haastig wees, of wat ook al nie. Jy moet kan ontspan met die wete, dis nou tyd om met God te kuier, na hom te luister, by hom te vertoef, my hart voor hom oop te maak, gemeenskap met hom te hê. En ek kan jou beloof, as jy dit begin doen, en dit met oorgawe doen, dan gaan dit iets word, wat vir jou onmisbaar word, wat jy nie meer wil mis nie. Net soos met die disipels van ander goed, sal jy eerder ander goed op sy skryf, maar jy sal nie hierdie afspraak wil mis nie. En dit gaan nie net die afspraak, jy sal al hoe meer besef dat hy jou metgesel dwars deur die dag is. Maar sien, daai mense ook wat nou weer sê, hulle het nie stilte tyd nie, hulle praat sommer so deur die dag met die Here. Dit is ook nie intimiteit nie. Almal van ons weet, dit is nie waar nie.
'n huwelik wat so werk, dink nou maar net, jy sê jy hoef nooit intiem met jou vrou te wees nie. Jy praat soms so deur die dag met haar. Jy sê van goeiemôre, goeiedag, nee, dit gaan goed nie. Soms sulke skiet goedjies wat jy vir haar net hier en daar sê. So sulke huwelike val baie keer uitmekaar. Jy het daai intieme, diep gemeenskap met God nodig om te groei, om hom te leer ken, om hom te leer vertrou. En dit is wat op die ouend in jou hart werklike liefde vir hom na vore bring. Dan leer jy hom liefkry, want jy leer hom ken soos hy is. En nie soos wat jy gehoor het van hom of gedink het hy is nie. Dit is meer as die moeite werd, ek beloof jou. So, dit is hoekom ek self so passievol daaroor is, want dit is iets wat ek net voel, niemand mag dit mis nie, niemand behoort dit te mis nie. Daar is heeltemal te veel om te leer ken en te ontdek van God se grootheid, sy kreatiwiteit, sy wysheid, sy insig, sy nabyheid, sy omgee, as om dit af te skeep. Dis nie die moeite werd nie. Maak 'n plan en begin met die dissipline as jy nog nie begin het nie.